Waar kry ek woorde om dit te sê? Hoe kan ek ooit vertel wat diep binne lê? Waar kry ek die woorde om dit te sê? Ek kan net sê, mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Met my eerste asemteug was jy daar. Jy het my opgetel as ek val, jaar na jaar. En teen jou hart het jy my vasgehou. Sê ek dit te min, mama, dan sê ek dit nou vir jou. Jy is die engel aan my sy. Ek sou nooit 'n beter ma kon kry soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen. Jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Soms is jy nie naby nie, maar tog ook nie ver nie. Want mama, sien ek nie jou glimlach in elke ster nie. En elke aand sê ek dankie, liewe Heer, vir 'n ma soos myne, wat my alles van die lewe kan leer. Jy is die engel aan my sy. Ek sou nooit 'n beter ma kon kry soos jy, liewe mama, net soos jy. Nooit voel ek koud en alleen. Jou vlerke is oral om my heen. Want mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Waar kry ek woorde om dit te sê? Mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Ek kan net sê, mama, jy is alles wat 'n kind wil hê. Goed vriende, kan jy my nou beter hoor? Daar is sy, baie welkom.
'n voorreg om vanoggend hier saam te wees en om die Here saam te kom grootmaak. Baie welkom vir elkeen van julle, vir die families wat hier kuier of kinders wat by ouers kom kuier het. Julle is baie welkom vanoggend. Mag dit sommer vir julle lekker wees hier tussen ons. Ek kan sien ons is baie yl vanoggend. Ek dink baie van ons lidmate kuier by kinders of het mense, huise vol mense. Maar dit is 'n groot voorreg om vanoggend so saam te wees. En as ons vanoggend hier saam is dit met die lekker wete dat die Here self die lig hier tussen ons is en dat die Here in ons kerk, in ons huise, in ons huwelike, in ons gemeente, in ons land, in ons dorp kom lig bring. En wat 'n voorreg om dit te doen. Vriende, ek het 2 afkondigings. Die eerste is maar net, ons het 'n Sharing of Faith aanbieding die naweek. Dit is hierdie naweek is dit in Bellville, maar ons gaan dit Vrydag en Saterdag gaan ons die tweede aanbieding stream. En dit is hier in die kapel. As jy dit wil bywoon, dis Vrydag aand en Saterdagoggend. Ons oral in die land gaan ouens inskakel en goeters. Laat weet asseblief dringend vir ons op die laaste maandag. Ons moet regmaak vir verversings, ons moet koste betaal om te stream en dan gaan ons so lekker saam kuier en ook leer hoe mens vir ander mense van die Here kan vertel op 'n maklike manier. Dit is Vrydag aand en Saterdag. Dan 'n tweede afkondiging net wat ek het is dat as jy wil betrokke raak by die teebeurte na kerk. Ons het na kerk altyd in die malruimte drink ons tee. As jy betrokke wil raak daarbey, kom gee jou naam op. Muriel Pretorius gaan na die diens in die malruimte wees waar ons koffie drink. Kom gee net jou naam vir haar en dan sal sy jou indeel by 'n teebeurt. Op daai noot dan sommer onthou, na die tyd is daar lekker tee en koffie in die malruimte. Kom kuier saam en kom drink 'n koppie koffie. Julle is baie welkom. Vriende, dan is dit vandag Moedersdag en ons wil vandag sommer net sê, ons dra hierdie dag en hierdie diens op aan al die ma's wat kinders gehad het, al die ma's wat oumas geword het, al die ma's wat kinders verloor het, al die ma's wat nie kon kinders hê nie. En dit kom met liefde van Onreserveer gemeente. Ek lees 'n verhaaltjie dat 'n seentjie van 6 jaar kom by sy juffrou in die laerskool. Juffrouens weet mos alles wat in die huise gebeur. En nou kom hy by die juffrou en hy sê, juffrou, ek gaan 'n baba boetie of 'n baba sussie kry. En so kom hy elke dag en hy spog met hierdie baba boetie of baba sussie wat hy gaan kry. En toe op 'n dag toe die babatjie baie besig is, toe sê sy ma vir hom, hy moet bietjie kom voel hierso. En hy voel toe daar hoe dat boetie of sussie daar skop en alles, maar hy is verskriklik afgehaal. En van daai dag af praat hy by die skool nooit weer oor die babatjie nie. En op 'n dag toe besluit die juffrou, laat sy darem net vir hom vra wat gaan nou aan, of daar nog steeds 'n babatjie op pad is. En sy sê toe vir hom, hoorie, daai baba boetie of sussie, is hy nog steeds op pad? En toe antwoord die seentjie, toe sê hy, nee, mamma het hom ingesluk. Nou ja, alle mammas sluk babas in, hè? Dis maar deel van waar hulle vandaan kom. Ek lees 'n ander verhaaltjie dat 'n vrou met 'n seentjie kuier by ander mense en hulle is al besig om te werk, hierdie 2 mammas, en nou sê die een mamma vir die seentjie, bring vir ons 'n skroewedraaier. Toe sê hy, soek julle 'n pappa skroewedraaier of 'n mamma skroewedraaier? Toe sê hulle, nee, bring vir ons 'n mamma skroewedraaier. Toe bring hy vir hulle 'n bottermes. Dis wat die skroewedraaiers wat ons in ons huis het, né? Nou, ons sal vandag nou sommer net sê vir ons ma's, geseënde Moedersdag. Mag dit regtig vir jou 'n baie spesiale dag wees. En hier binne in die gemeente wil ons sommer net vandag ook die ma's hier tussen ons kom eer. En ek wil vir julle vra dat ons sommer net opstaan en dat ons hierdie lied vir ons ma's sing. Dit is 'n seëngebed op Moedersdag. En sing ons hierdie lied en ons sê vir mamma sê ons dankie Here vir alles wat ons by hulle kan leer. En die tweede vers sê, laat Heer U seën op hul daal. En dan steek ons sommer net ons hand uit na al die ma's in die gemeente en miskien oor die hele land en ons sing dit vir hulle. Kom ons staan en ons almal sing dit saam.
Ons sluit die oë terwyl ons staan, kom ons maak ons oë toe. Here, as ons vanoggend hier staan en as manne, as vroue, dan wil ons vanoggend vir U eer wat ons geskep het as mans of as vrouens. En vandag eer ons U vir die feit dat U vrouens geskep het. Maas, dankie vir die mammas in ons lewe. Dankie vir die vrouens in ons gemeente. Dankie vir die verskil wat hulle in die wêreld maak. Ons is baie keer so skaam, Here, dat ons so lank gevat het om hulle plek raak te sien. Maar dankie dat ons vandag ons hande kan uitsteek na hulle, net vir hulle sê dat ons het die grootste waardering vir julle. Here, ons eer U vir U mooi skepping. In Jesus se naam, amen. Dankie, ek kan gerus sit, ons gaan die Here dien met ons dankkoffers, terwyl ons 'n videoetjie kyk. When the world feels heavy and I'm losing my way, you're the voice that whispers, telling me I'll be okay. Every tear I've cried, you wipe them away. With arms wide open, no matter the day. And I know I don't say it enough, but you gave me life, you gave me love. Through every storm, through every fall, you stood beside me through it all. Oh, you are the light when my skies turn gray, the love that never fades away. No matter how far, no matter how long, in your arms I'm forever home. Oh, mama, you're my forever home. All the sleepless nights, all the prayers you prayed, every sacrifice, every dream you gave away. You never asked for nothing in return, just wanted me to rise, wanted me to learn. And I know I don't say it enough, but you gave me life, you gave me love. Through every storm, through every fall, you stood beside me through it all. Oh, you are the light when my skies turn gray, the love that never fades away. No matter how far, no matter how long, in your arms I'm forever home. Oh, mama, you're my forever home. Even if the stars all fade, even if the world should change, you will always be my safe place. My heart beats your name. God, you are the light when my skies turn gray, the love that never fades away. No matter how far, no matter how long, in your arms I'm forever home. Home, mama, oh, home, my forever home, my home. Goed, wat 'n pragtige videoetjie met woorde. Die rooi trein kinders, ek wil vir julle uitnooi, kom sit hier voor, gou vir julle 'n storie vertel. Kom sit hier so. Al die kinders wat lus het om hier te kom sit, kom vorentoe. Ek het 'n mandjie hierso, dis nie ongelukkig nie sweet so goed nie. 'n Mandjie met allerlei goeters wat hierdie so kry.
Daar sê, hier kom nog 'n paar maatjies. Daar sê julle, kom hoor, julle is welkom. Lekker om julle hier so te hê. Goed, julle, ek wil vir julle 'n prentjie wys daar op die bord daarvoor. Wys vir ons daai enetjie, oom Dani. Daar's 'n prentjie, né? Wie van julle weet wie's dit? Wie het op die berg opgegaan en 2 kliptafels gekry met die gebooie? Moses. Ja, dit was Moses, né? Daar sien ons 'n prentjie van Moses wat van die berg afkom, waar die Here vir hom die wet gegee het en wat die Here vir hom gesê het, hier's die 10 dinge wat ek wil hê wat julle moet doen. Nou die 5de gebod sê, eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Daai gebod sê nie, as jy jou ouers eer, dan gaan jy baie ouer word as die ander mense nie. Die Here sê, as jy jou ouers eer, dan gaan jy die persent wat ek vir jou gegee het, en daai tyd het hy vir hulle land gegee, hy sê, dan gaan jy daai persente wat ek vir jou gegee het, gaan jy baie meer kan geniet, as jy jou ouers sal eer. Nou ek het vandag 'n mandjie saamgebring, en is sommer 'n klompie goed hierso wat vir my aan my ma laat dink. Is mos vandag Moedersdag, né? Ek hoop julle het vanoggend vir julle mammas, koffie gemaak en vir hulle 'n lekker drukkie gegee en gesê geseënde Moedersdag. Ek hoop julle het. Nou kom ons kyk wat is in hierdie mandjie. Die eerste ding wat hier in is wat ek het wat my ma laat dink is ek het 'n wekker, want my ma het my in die oggend altyd wakker gemaak en sê jy moet nou opstaan, anders gaan jy laat wees vir skool. Toen julle ma sit ook, maar ek sê ook julle wakker. En my ma het my in die oggend wakker gemaak, en partykeer het sy my 3 of 4 keer wakker gemaak, en sê, ek praat nou nie weer nie, nou kom jy laat vir skool, né? Hier's 'n wekker. En hier het ek 'n kosblikkie, as ek vandag aan my ma dink ek aan 'n ma wat vir my altyd so ietsie in 'n kosblik gesit het. En selfs toe ek begin werk het, onthou ek was 'n student en ek het by Krygkoor gewerk. En dan my ma vir my altyd as ek gaan werk het iets in 'n kosblikkie gesit en dan het ek dit saamgevat werk toe. In hierdie mandjie het ek nog iets anders en dis 'n vadoetjie, want ons is 4 kinders gewees en elke ete moet 2 ander aan diens wees. So die ene moet afdroog en die ene moet wegpak. Ek moes altyd afdroog. En hierdie vadoetjie herinner my daaraan hoe my ma altyd vir my gesê het, ek moet afdroog, en dan het ek die skorrelgoed afgedroog met die vadoetjie. Ek het hier ook 'n plaat, nou julle sal nie eens weet wat dit is nie. Ons het nie CD's gehad en memory sticks met liedjies en goeie so nie. Nou, ons het plate gehad, nou so het ons CD's gelyk, kyk hierso. Lekker groot CD, né? Nou, my ma het verskriklik graag, het sy sulke mooi musiek gespeel in die oggend. As ek wakker word, dan was daar klaar musiek in die huis. Was nie noodwendig die musiek waarvan ek gehou het nie, maar sy het musiek gespeel en so het ek groot geword met musiek wat oor die Here gaan. Dan het ek hier binne in iets anders en dit is 'n pantoffel. Wat dink julle wat doen 'n ma met 'n pantoffel? Oh, moeilikheid, né? As ek stout was, het my ma haar pantoffel uitgetrek en dan sy my gepiets met haar pantoffel. Ja, hierdie pantoffel herinner my daaraan. Ek het nog 2 laaste goedjies hier. So hier's 'n boekie. Hierdie boekie se naam is die Halleluja boekie. En die Halleluja boekie was die ou liedjies van daai tyd. Maar ek het by my ma geleer om van liedjies te hou. Sy het altyd Sondae-aande vir ons klavier gespeel en dan sing ons uit hierdie boekie uit. En hier's my ma se Halleluja boekie. Wat? Hè? Ek hoop julle sing in julle huise ook. En dan die laaste dingetjie wat ek vir julle wil wys is, kyk hierso, hier's 'n Bybel. Dit was my ouma se Bybel en toe was dit my ma se Bybel. En my ma het vir my geleer lees uit die Bybel uit. My ma het altyd vir my 'n versie in die Bybel gegee en dan sy gesê, daai versie, ek moet dit gaan lees of daai versie. En dis hoe ek eintlik die Here leer ken het, omdat my mamma eintlik vir my so van die Here vertel het. Nou weet julle, die Bybel sê ons moet ons ouers eer. My ma is vandag nie meer hier nie. My ma is by die Here. En my vrou se ma is ook by die Here. Ons het nie meer mammas op die aarde nie. Julle is gelukkig om dalk nog mammas te hê. En die Bybel sê ons moet ons mammas eer. En om hulle te eer beteken om hulle gelukkig te maak. Ons moet ons mammas gelukkig maak. Kom ons sing 'n liedjie wat ons vir die Here vra en vir die Here sê, Here,
Ons is klein, maar leer U vir ons. Leer ons om ons ouers gelukkig te maak, leer ons om vir U te leef, leer ons om al die dinge te doen wat U wil hê ons moet doen. Kom ons staan, gemeente, kom ons staan en ons sê, Here Jesus, ek is klein, en ons sing dit hardop saam. Verlosser, maak my sterk, vlytig om vir U te werk. Laat my tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar U my lei. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my. O Jesus, sterk my en vorm my tot die eer. Maak oogies toe. Here, vorm U vir ons tot U eer. Help ons, Here, om so groot te word, dat ons vir U gelukkig maak. En help ons om ons pappas en mammas te eer, om hulle gelukkig te maak. En vandag spesifiek op Moedersdag, om vir mamma baie, baie dankie te sê, vir alles wat sy doen. In Jesus se naam, amen. Dankie gemeente, jy kan sit, julle kan na die rooi trein toe gaan. Daar is hy. Vriende, een van die armoede in ons sangbindels is dat ons het nie liedjies oor mammas nie. In ons gesangeboek en ons liedboek is daar nêrens liedjies oor mammas nie. Daar's baie liedjies oor pappas, omdat die pappa prentjie, die pappa metafoor baie vir die Here gebruik word, maar daar's nie liedjies oor mammas nie. En toe dink ek, miskien is vandag 'n goeie dag om as ons oor mammas wil sing, om sommer net te sing oor die liefde, oor God se liefde, oor ons ma's se liefde. Omdat ons seker nêrens anders op die aarde die Here se liefde so beleef, soos wat ons dit by 'n ma beleef nie. Ek lees hierdie stukkie lied wat sê, ma was my eerste vriend en nog altyd my beste een. Ma is wys wat onvoorwaardelike liefde is. Alles aan jou, mamma sê liefde. Ek het jou lief selfs al het jy my broccoli laat eet. Hierdie is my van die mooiste, superhelde dra soms pantoffels. En dan 'n laaste enetjie net, ek is lief vir jou, mamma. Kom ons staan en ons sing 2 liedere oor die liefde. God is liefde. En dan sê ons, praat ons mense engele tale, al het ons die wonderlikste gawes, maar ons is nie lief vir mekaar in ons huis nie, of in die kerk nie, dan mis ons alles. Kom ons staan en ons sing saam.
Psalm 133 sê, hoe goed, hoe mooi is dit as broers en susters eensgesind saamwoon. Dit is soos reukolie wat van die kop af in die baard afloop, die baard van Aaron, af tot by die soem van sy klere. Dit is soos die dou van die Hermonberg wat op die berge van Sion val, waar broers en susters so saamwoon, skenk die Here sy seun 'n lang lewe. Ons sou kon sê waar pappas se mammas en boeties en sissies so saamwoon, skenk die Here sy seun. Ons sit so en dan bely ons dit in hierdie lied wat sê waar daar liefde is, daar is God die Heer. Jesus, die een na wie ek smag. Jesus, ek bring vir U my hart, wat oorloop van liefde en groot bewondering. Ontvang nou my offer van woorde, as ek sing, ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met my krag en verstand, het ek U lief, o Heer. O
Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ja, Here, saam met hierdie liedere en saam met die gedigte, saam met Dawid, wil ons sê, Here, ons is lief vir U. Here, ons kan U nie sien nie, ons kan U in U vat nie, maar ons het pappas en mammas wat ons kan sien, waar ons kan raak, en waarin ons iets van U liefde vir ons beleef. Here, en as die hemel moet wees soos die liefde tussen 'n ouer en 'n kind, dan kan ons nie wag om eendag hemel toe te gaan nie. Here, want dit is vir ons die lekkerste ding op die aarde. Dit is vir ons so lekker om kinders te hê vir wie ons kan lief wees, en dit is vir ons so lekker om ons kinders se liefde te ontvang. Dit is vir ons so lekker om Saterdag langs die sportveld te sit of by die skool en hulle te bewonder vir wat hulle doen. Maar dit is vir ons so lekker as hulle ons bewonder ook vir wat ons doen. Dankie dat ons in ons ouer-kinderverhouding iets kan beleef van die verhouding met U. Dankie dat U ons goed is en dat U vir ons baie lief het. Dankie dat U seun gestuur het om aan die kruis te sterf, sodat elkeen wat in U glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Here, ons hou dit vandag vas. Ons wil vandag net vir U eer. Ons vra, Here, dat U met ons praat deur die verhaaltjies van gewone mammas in die Bybel. En dat ons iewers tussen hierdie prentjies in die Bybel dalk 'n prentjie vandag sal sien van onsself en van ons eie lewe. Heilige Gees, kom werk U deur die woord met elkeen van ons. Amen. Vriende, ons gaan vandag saam lees uit Genesis hoofstuk 4. Genesis hoofstuk 4. En ons gaan net eintlik die eerste versie of 2 lees. Dit is daar op die skerm. Dit sê, die opskrif daar is Kain en Abel. Die mens het met sy vrou Eva gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Sy het weer 'n kind gekry, Abel, 'n broer vir Kain. Ons lees net tot sover. Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Ons het dit ook afgedruk op die boekmerkies wat ons vir julle gegee het. En so op daai prentjies vir daar is dat julle vandag iewers in daai prentjie dat al die ma's en ouma's hulle self in een van daai prentjies op die boekmerk sal sien. Ons tema vandag is prentjies van 'n ma. Bybelse prentjies of prentjies uit die Bybel uit van 'n ma. Vriende, as ons Genesis 4 vers 1 lees, dan lees ons 'n baie moeilike teks. Genesis 4 vers 1 is 'n verskriklike moeilike teks om te verstaan. Daar staan die mens en sy vrou Eva het gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy het vir Kain in die wêreld gebring en uitgeroep: Ek het 'n man in die wêreld gebring met die hulp van die Here. Die woord wat hier staan is, daar staan eintlik dat Adam het vir Eva goed geleer ken. In die ou vertaling het daar staan, hy het sy vrou beken. Dis onthou daai woord, daar's die Hebreëse woordjie yada wat daarvoor gebruik word. En die kommentators, die ouens wat nou skryf vir die Bybel, sê dat hierdie woordjie kan verskeie goed beteken. Hulle sê dit beteken knowing intellectually, dit beteken om iemand intellektueel te leer ken. Dit kan beteken om iemand te leer to experience. Maar hierdie woordjie word gebruik om te sê dat Adam en Eva het gemeenskap gehad en daarna met die hulp van die Here is daar 'n kind gebore. Interessante ding, as sy 'n kind kry, dan noem hulle vir Kain, sy naam is Kain, en Kain beteken spies of swaard. Dis 'n baie snaakse naam om vir 'n kind te gee, en ons is nie mooi seker hoekom sy vir hom so 'n snaakse naam gegee het nie. Wat ook snaaks is in hierdie teks is dat sy sê, ek het met die hulp van die Here het ek 'n man in die wêreld gebring. Die Hebreëse woordjie daar sê ish. En sy sê ek het met die Here se hulp 'n man in die wêreld gebring, en hierdie woordjie wat daar gebruik word nooit eintlik vir babatjies gebruik nie. Dit is baie moeilik om te sê hoekom die skrywer van Genesis nou juist daai woordjie gebruik het. En dan is wat baie snaaks is dat ons nooit in die tuin van Eden lees dat die man en vrou het gemeenskap gehad nie. Ons lees dit wanneer hulle uit die tuin uitgesit is. Ons lees dit eers buite die tuin. En dit het gemaak dat daar verskriklik baie boeke verskyn het daaroor om eintlik te sê dit was nie aanvanklik deel van God se goeie skepping nie, maar dis om iets in te lees in die Bybel wat nie daar staan nie. Vir ons vandag belangrik is om te sê dat in die begin
sê die Bybel vir ons, skep God die man en die vrou. God skep 2 geslagte, man en vrou. En hy laat hulle in 'n tuin woon, die mooiste tuin wat hy vir hulle persent gee. En dan weet ons, dan sê die Bybel vir ons, toe kom die sondeval, hulle het sonde gedoen, van die vrug geëet wat hulle nie moes nie, en op die einde van die dag moes hulle gestraf word. En dan lees ons dat die Here vir die vrou sê, jou straf is met moeite gaan jy kinders in die wêreld bring. Met pyn en met lyding, met moeite gaan jy kinders in die wêreld bring. Miskien is dit ook waarom die Here vir die man sê, van nou af gaan jy hard werk en in die sweet van jou aangesig gaan jy eintlik sukkel om hierdie gesin van jou te versorg. En daarna word Adam en Eva uit die tuin uitgesit. En dan lees ons, dan het hulle gemeenskap en dan kry Eva 'n kind en sy noem die kind Kain. En op daai oomblik word Eva iets wat sy nog nooit voorheen was nie. Sy word 'n ma. Tot nou toe was sy net 'n vrou vir Adam. En nou het hulle 'n kind en skielik is sy 'n ma. Dis die eerste ma in die Bybel in Genesis 4. Tot nou toe was daar nie 'n ma gewees nie. En van daai oomblik af is daar iemand vir wie sy my kind noem en daar's iemand wat vir haar sê mamma. En hier kry ons die vroegste voorbeeld nou van ouerskap. Nou ons wil vandag bietjie kyk na 'n paar sulke prentjies in die Bybel van ma's. Ons sien nou Eva se vinnige storieetjie, ons sou lank kon praat oor Eva. Maar ek wil vandag 'n paar van die vroue in die Leefstyl Bybel vir vroue wil ek uithaal en so 'n paar van hulle ietsie sê. En vandag is my gebed dat jy iewers in een van hierdie prentjies van 'n ma in die Bybel iets sal sien van jouself. Want die Bybel het nêrens 'n hoofstuk oor ma's nie. Daar's nêrens 'n gedeelte wat ons vandag kan sê dit gaan oor ma's nie. Die naaste daaraan is Spreuke 31, maar dit gaan oor 'n vrou wat baie hard werk. En daarom kan ons baie keer dink dat die Bybel praat nie van ma's nie. Maar die hele Bybel is gebou op verhaaltjies van mense. En elkeen van daai verhaaltjies bestaan eintlik in 'n sekere sin uit 'n pa en 'n ma en kinders. Of baie keer 'n pa en 'n ma sonder kinders, kinderlose vroue, of 'n ma wat kinders verloor het. Maar so is die hele Bybel eintlik gebou op gewone verhaaltjies van mense wat in daai tyd geleef het. En ek het al baie gesê, hulle het nie geweet hulle leef in die Bybeltyd nie. Hulle het net hulle lewe geleef en dit het ons Bybel geword. Die eerste voorbeeld of die eerste persoon is Sipora. Nou net vir julle wys Sipora, ek sit elke keer die teksverse daar. Sipora was Moses se vrou gewees. En Sipora is een van daai vrouens, sy's hierdie uiters loyale vrou. Maar dis amper asof Moses haar al wegsteek, dalk baie keer self skaam is vir sy vrou Sipora. Ons weet baie min van Sipora. Ons weet dat Moses deur die Farao se dogter grootgemaak is aan Egipte. Hy's aan die mandjie gesit en op die einde van die dag het hy groot geword in die paleis en so word hy groot as 'n Egiptenaar en 'n Israeliet te gelykertyd. Dan op 'n dag dan sien hy 2 Egiptenare wat besig is om te beklei en hy wil of 2 Israeliete wat beklei en hy wil hulle uitmekaar uitmaak en dan sê hulle vir hom, jy het nou die dag 'n Egiptenaar doodgeslaan. Dink jy ons het dit nie gesien nie? Wie's jy om nou vir ons te sê ons moenie beklei nie? En dan moet Moses vlug. En ons almal het kleintyd geleer hy vlug na Midian toe en hy gaan bly in Midian. En baie keer dink mense doodievaardig net as aan Midian as 'n land. Maar Midian was die plek waar die Midianiete gebly het. Die Midianiete was die nakomelinge van Abraham en sy tweede vrou Ketira. Abraham en Sara se kinders was die Israeliete en Abraham se kinders by sy tweede vrou Ketira was die Midianiete gewees. So die verbondslyn loop deur Abraham en Sara, nie deur Abraham en Ketira nie. En nou vlug Moses na die land van die Midianiete toe, waar sy skoonpa 'n hoëpriester is. En hy gaan daar in hierdie land gaan hy by sy skoonpa hulle bly. Wat gebeur het is hy kom daar by 'n put en toe hy by 'n put is kom klomp meisies water skep. Daar was 'n ou gewees, 'n priester wat 7 dogters gehad het en hulle kom water skep. Op die einde wil die ouens hulle lastig val. Moses het van die nonsens van niemand gevat nie, ook nie van hierdie ouens nie, hy het sommer direk hierdie ouens weggejaag. En toe die dogters by die huis kom, toe sê hulle pa vir hulle, hoorie, hoe is julle vandag so gou terug? Toe sê hulle nee, daar was 'n Israeliet wat baie vriendelik was, hy het ons gehelp. Hulle sê eintlik hy was 'n Egiptenaar ook. Hy het ons gehelp en die pa sê maar gaan roep daai ou dat hy hier by ons kom bly. En so is hy na Jethro toe en daar by Jethro gee Jethro toe vir hom 'n dogter om mee te trou, een van die 7 dogters Sipora.
Ons weet nie of Moses haar wou gehad het of haar nie wou gehad het nie, dit staan nie vir ons geskryf nie. Maar Jethro gee vir hom 'n dogter persent, 'n vrou, Sipora. En Sipora was waarskynlik 'n gekleurde vrou. Mens sien baie van die skilderye beeld haar uit as 'n donker vrou, 'n swart vrou uit Afrika. Later word daar ook gepraat van 'n Kusitiese vrou met wie hy getrou het. Maar sy was van die verkeerde afkoms. Sy was nie van die ras suiwer groep waarvan Moses was nie. Moses kom uit die stam van Levi, sy kom van die Midianitiese priesterkant af. En sy was eintlik net nooit genoeg nie. Sy was 'n verleentheid vir Moses gewees toe hy moes teruggaan. Hy het daar by sy skoonpa gebly en op 'n dag toe die Here hom roep en sê gaan terug, jy moet die volk gaan bevry uit die land uit. Toe lees ons toe hulle van op pad soontoe is, toe kom maar 'n engel en die engel wou vir Moses doodmaak. Daar staan die Here wou vir Moses doodmaak. En hierdie Kusitiese vrou gryp 'n klip en sy besny die seentjie en sy smeer die bloed aan Moses en sy sê jy's nou my bruidegom deur bloed. Dis baie snaakse vreemde gedeelte in die Bybel. Dan op die einde dan staan dat die Here het vir Moses met rus gelaat. Maar die punt is wat hierdie vrou doen is asof sy vir Moses wil sê, nou dat hierdie kind besny is, nou dat sy bloed aan jou is, wil jy nie nou aanvaar dat ons deel is van jou nie? Wil jy nou aanvaar dat ek deel is van jou lewe nie? En so gaan Moses terug. Ons weet nie wat gebeur het nie. Dit lyk asof Moses haar toe teruggestuur het op 'n stadium. Ons lees nie daarvan nie, maar ons weet sy was weer terug by haar skoonpa. En dan wanneer hulle met die uittog uitgetrek het en hulle kom by die berg Sinaï en hulle sit daar gereed om hierdie wette te ontvang, dan kom Jethro met hierdie dogter Sipora en die kinders wat Moses by haar het, dan kom hulle na Moses toe daar by die berg Sion. En as hulle daar kom, dan staan daar niks geskryf van Moses was baie bly om haar te sien en hy daar die kinders ingenooi en alles. Dit staan nie daar nie. Daar staan hy het sy skoonpa ingenooi in die tent in en met hom gepraat. Nina Smit skryf en sy sê dat jy in Sipora se verhaal sien jy die verhaal van 'n vrou wat eintlik net nooit goed genoeg is nie. In Sipora se storie sien jy iets van hierdie vrou wat sy's daar vir haar man, sy's hierdie uiters loyale man. Maar sy en haar familie is in 'n sekere sin eintlik net nooit genoeg vir hom en sy familie nie. En daarom sien mense, sy skryf hierso, sy sê, is jy dalk een van daardie ongelukkige vroue wat voel niks wat jy doen is goed genoeg nie? Miskien dink jou skoonma nie jy's die regte vrou vir haar seun nie. Miskien het jy mettertyd ook agtergekom jou man dink jy voldoen nie aan sy standaarde nie. Dan skryf Nina Smit en sy sê, as jy dit verstaan, sal jy iets verstaan van Sipora. En daarom lees ons so min in die Bybel van haar. 'n tweede vrou is die vrou Selomit. Ons lees van haar in Levitikus 24 vers 10 tot 16. Nou, wat snaaks is van Selomit is dat ons lees glad nie in Levitikus vrouens se name nie. Ons lees amper nie eens mense se name nie. Levitikus is wette, dis reëls. Ek dink baie van julle het al probeer stille tyd hou uit Levitikus uit en gedink, nee, dis net reëls en wette. Ek verstaan niks hiervan nie. Maar tussen al hierdie reëls en wette lees ons eintlik van een vrou en dit is hierdie vrou Selomit in Levitikus 24. Haar naam het beteken sy wat rustig is en vrede. Sy was 'n Israeliet gewees uit die stam Dan en dan trou sy met 'n Egiptenaar. Ons weet nie of hierdie Egiptenaar saam met haar uit Egipte uitgetrek het nie. Dit lyk eintlik of hy dalk agtergebly het in Egipte en asof sy alleen saam met die Israeliete weggetrek het. Maar ons leer haar ken in die Bybel as 'n vrou wat alleen haar kind moet grootmaak. En sy het 'n seun gehad, ons lees nooit die seun se naam nie. Maar sy was die ma wat hierdie seun moes grootmaak en iewers langs die pad. Miskien oor die afwesigheid van 'n pa, ons weet nie wat fout gegaan het nie. Al wat die Bybel vir ons vertel is dat hierdie seun van haar het die verkeerde pad gekies. En op 'n dag het hy weer so gelaster en goed gesê wat hy nie moet sê nie. En daar was baie streng wette. En toe het hulle hierdie seun van haar gestenig. En hierdie mamma bly nou alleen agter. Sy het nie 'n man nie, sy het ook nie nou meer 'n kind nie. Dan skryf Nina Smit in die Leefstyd Bybel en sy sê dat in hierdie ma sien ons iets van die enkelmaas wat alleen hulle kinders moet grootmaak. Die mamma wat sonder 'n pappa dit moet doen. Ons sien ook in hierdie verhaaltjie iets van die ma wat alles doen vir haar kind, maar op die einde nog steeds kies sy die verkeerde pad. Ek het so baie keer het ek met mense te doen gekry wat sê, Domie, ons het al so baie gedink waar het ons verkeerd gegaan, want ons het alles gedoen wat ons kan, en hierdie kind van ons het net die verkeerde pad gekies. En in hierdie vrou in Selomit se verhaal sien ons iets daarvan.
Het jy jou kind al ooit, of het jou kind al ooit jou hart gebreek? Het jy al gevoel dat jy alles in jou kind belê het, aandag, meer geld as wat jy het, maar dat ek net nie hierdie kind van my kan vertrou nie? As dit is waar jy vandag is, dan lees die verhaal van Selomit. 'n derde vrou, van wie ons se naam in die Bybel lees, is die vrou Hanna. Ons ken vir Hanna beter. Hanna was die vrou wat kinderloos was. Dit was voor die tyd van die tempel, en sy en haar man het elke jaar het hulle daarna so gebouetjie, so heiligdom toe gegaan waar die ark gestaan het toe hulle in die land gekom het, en dan elke jaar het hulle offers daar by die heiligdom vir die Here gaan bring. Maar Hanna kon nie kinders hê nie. Op die einde het Elkana se ander vrou Penina, sy het klomp kinders gehad. En elke jaar as hulle na die heiligdom toe gaan, dan het Penina vir Hanna gespot. Dan sy gesê, jy het tog nie kinders nie. En as hulle die offerbrood breek en uitdeel, dan kry Hanna hulle net 'n bietjie en Penina hulle kry baie van haar kinders. En elke jaar is hierdie hele oefening om vir die Here te gaan offer en na die heiligdom toe te gaan, is 'n seer oefening vir Hanna. Elke jaar weet sy, hier kom weer hierdie afknouery, né? Hier kom hierdie beledigings, hierdie afkraakery. En so het Hanna 1 jaar wat hulle daar was, het sy gegaan, en toe sy alleen daar was, het sy na die heiligdom toe gegaan, en sy het so intens met die Here gepraat, dat Eli, die priester wat haar gesien het op 'n afstand staan en kyk, en dat hy dink, hierdie vrou is dronk, kyk hoe prewel sy, kyk hoe gaan sy te kere. En dat hy vir haar sê, jy moet huis toe gaan, jy moet eers gaan nigter word. En dan sê sy, nee meneer, ek is nigter. Ek het my hart voor die Here uitgestort. Ek het vir die Here kom sê, hoe graag wil ek ook 'n kind hê. En 'n jaar later het die Here vir haar 'n kind gegee. En dan lees ons die pragtige verhaal hoe dat Hanna hierdie seentjie van haar terugvat na die heiligdom toe en sê, ek het vir die Here beloof, ek sal hom vir die Here gee. Hier is hy. Hy kan vir die Here kom werk hier by die heiligdom. Hanna is die vrou wat aanhou bid. Want niemand kan sien nie, stort sy haar hart voor die Here uit. Sy weet, hy kan help. Sy is die biddende ma, die krag agter menigte mans en kinders. Ek het self groot geword in 'n huis van die biddende ma. Die ma wat met haar diep verhouding met die Here, haar staat maak op die Here, altyd ingestaan het vir pappa en vir die kinders. En Hanna sien ons iets van hierdie ma. Dan Naomi die alleenma. Naomi het in Bethlehem gebly, sy en haar man Elimelek was getroud gewees, hulle 2 seuns gehad, en op die einde van die dag kom 'n hongersnood in Bethlehem. En dan trek hulle van Bethlehem af oor die Jordaanrivier tot in Moab, en hulle gaan bly in Moab, want daar's nog koring en daar's nog uitkoms in Moab. En terwyl hulle daar is, gaan Elimelek dood, hy sterf. Sy het nog steeds 2 seuns en hulle kan so effens vir haar help sorg en goeders, en hulle trou elkeen met 'n Moabitiese vrou, met Rut en met Orpa. En dan lees ons, dan gaan haar 2 seuns ook dood. En wanneer die 2 seuns doodgaan, dan bly sy in 'n vreemde land agter net met 2 skoondogters. En dan sê sy vir hulle, julle kan teruggaan. En dan sê Rut vir haar, maar jy's my ma, ek gaan nie weggaan van jou af nie, waar jy gaan sal ek gaan, jou land is my land, jou God is my God, ek loop saam met jou. Ek gaan jou nooit los nie. Maar dan trek Naomi met Rut terug, weer oor die Jordaanrivier, terug na Bethlehem toe. En as hulle in Bethlehem kom, en sê al die mense, "Ai, dis mos Naomi wat daar loop." En dan sê Naomi, nee, my naam is nie Naomi nie, my naam is bitter. Die Almagtige het die lewe vir my bitter gemaak. Die Here het dit wat vir my die kosbaarste is van my af weggevat. My man en my kinders. Ek kyk gister weer op Facebook na 'n vrou in ons gemeente in Potchefstroom toe ek daar was, 'n vrou wat ook so baie verloor het. En ek kyk op Facebook en ek sien iets van Naomi. 'n Vrou wat letterlik almal wat kosbaar om haar is, verloor het. Naomi laat ons dink aan die maas wat eintlik in 'n sekere sin alleen moet oud word. Wat iewers langs die pad is die man oorlede of hulle is geskei. Die kinders is dood, die kinders is weg en het niks met mamma te doen nie. En al wat agterbly is eintlik 'n sekere sin 'n alleen ma, 'n bitter ma, Mara. Maar die hele boek Rut gaan daaroor dat die Here eintlik van Naomi kom sê, Naomi, ek gaan jou lewe verander in iets wat dit nog nooit was nie. En dan sluit die boek af waar Naomi sit met 'n klein kind op haar skoot, want hierdie skoondogter het weer vir haar 'n nuwe seun gebring, Boas.
En hulle het 'n babietjie, en hierdie babietjie is die grootoupa van Dawid en die grootoupa van Jesus. En so word 'n mamma wat alleen was, weer iemand groot in die Here se storie. Dan 'n laaste mamma, of 'n tweede laaste mamma, is Hiram se ma. Toe Salomo die tempel wou bou, toe moes Salomo gaan kyk, maar waar kry hy 'n vakman wat goed genoeg is om hierdie tempel te bou, om die mooiste, beste plek te doen? En hy gaan kyk toe, wat is die beste kopersmid wat daar in die wêreld beskikbaar is. En die beste kopersmid sit toe in Tyrus. En sy naam was Hiram gewees. En koning Salomo laat direk vir Hiram kom om alles hier by die tempel te kom bou. Julle moet gaan lees, daar's 2 hoofstukke wat vertel wat hy alles moes doen. Hy was die ou in daai tyd wat wonderwerke kon doen met goud, met yster, met koper en met al die goeders. Maar net so terloops word daar ietsie vertel oor Hiram se lewe. Hiram het 'n ma gehad. Sy ma was 'n Israeliet gewees uit die stam van Naftali. Hiram se pa was oorlede gewees. Hy was ook 'n baie goeie kopersmid. Hy het waarskynlik by sy pa geleer om dit te doen, maar sy pa was oorlede en Hiram se ma het hom alleen grootgemaak. En op die einde word hierdie seentjie van die alleen ma die beste kopersmid in die hele wêreld van daai tyd. In so mate dat die koning hom laat kom en sê jy moet al die werk by die tempel kom doen. Miskien is jy vandag 'n ma en pappa is oorlede, is alleen ma. Hiram se verhaal herinner ons wat 'n wonderlike dinge in 'n huis kan gebeur waar 'n ma ook alleen ma is. Nina Smit skryf, het 'n enkel ma se kinders se kans in die lewe? Miskien kan ons iets by Hiram se ma gaan leer. Want sy moes hierdie seentjie alleen grootmaak. En dan die laaste ma is sommer seker die mees bekende ma in die Bybel is Maria. En as ek Maria se verhaal sien, dan sien ek altyd iets van my eie ma. Maar Maria is die skitterende, nederige ma. Maria het 'n slegte begin gehad. Sy het 'n onverwagse swangerskap gehad waarvoor sy nie gevra het nie. Sy wou nie swanger raak nie. Sy het nie rondgeloop nie, sy het nie by iemand geslaap nie. 'n Engel het aan haar verskyn en vir haar gesê, jy gaan swanger word, jy gaan 'n seun in die wêreld bring. En hierdie seun moet jy Jesus noem. En so is haar hele jongmenslewe eintlik ontwrig. En dan lees ons dat hierdie babietjie se geboorte was glad nie maklik nie. Die babietjie word gebore onder die moeilikste omstandighede. Hulle trek af na Bethlehem toe. Daar in 'n stal in 'n krib word hierdie babietjie gebore. Die babietjie is skaars gebore, dan laai Josef haar op 'n esel, dan vlug hulle na Egipte toe. Hulle moet daar vir 2 jaar bly totdat hierdie wrede koning dood is wat die kinders wil doodmaak. Later gaan hulle terug en gaan bly in Nasaret. Elke jaar by die Paasfees dan gaan hulle Jerusalem toe. Toe hierdie seentjie van haar 12 jaar oud was, toe gaan hulle weer Jerusalem toe en daar in Jerusalem bly die seentjie agter en is 'n nagmerrie om hierdie kind in die hande te kry en te gaan soek en terug te gaan na Jerusalem toe. Iewers langs die pad is Josef waarskynlik oorlede, want ons lees daarna nooit weer van Josef in die Bybel nie. En so is dit hierdie ma wat alleen ook 'n klomp kinders grootmaak. Jesus het klomp boeties en sissies gehad waarvan ons lees in die Bybel. Maar 'n ma wat eintlik al alleen grootmaak, waarskynlik sonder Josef. Maar weet jy wat? Op daai stadium wat niemand in Jesus geglo het nie, het Jesus se ma in hom bly glo. As jy Maria se verhaal lees, dan is dit absoluut 'n verhaal van 'n ma wat so glo in hierdie kind van haar, terwyl die hele wêreld nog sukkel om dit te glo. En daai dag wanneer Jesus aan die kruis sterf en almal vlug vir hulle lewe, en selfs die disippels wat 3 jaar saam met hom geloop het, dan staan daar so op 'n afstand het sy ma bly staan en ook 'n aantal vroue. Daai dag as Jesus sterf aan die kruis, dan is daar iemand wat daar is en dit is sy ma, want sy ma het nog nooit ophou glo in hom nie. En as Jesus opvaar na die hemel en hulle gaan na die bokkamer, dan lees ons die disippels was in die bokkamer en saam met hulle ook sy ma en sy boeties en sissies en 'n klomp ander volgelinge van Jesus. Maria is die sagte, loyale ma. Maak nie saak wat haar kinders doen nie, sy's daar, sy glo in hulle, sy glo in haar kinders. Sy staan tot die einde toe onwrikbaar by haar kind. Vriende, dis sommer net klomp prentjies van ma's uit die Bybel uit. Dis vandag Moedersdag.
Dalk sien jy jouself in een van hierdie prentjies in die Bybel raak. Dalk sien jy vandag 'n prentjie van 'n ma in die Bybel wat ietsie lyk soos jou eie lewe. Hoekom vertel ek vandag vir julle hierdie storieetjies? Weet julle wat, vir elkeen van hierdie ma's was daar 'n plek gewees in God se storie. Elkeen van hierdie ma's se naam of hulle storie staan opgeskryf in die Bybel as deel van God se groot storie. In God se plan met die wêreld is daar plek vir die enkel ma's wat hulle mans verloor het. Daar's 'n plek vir die ma wie se kinders misluk het. Daar's 'n plek vir die loyale ma, daar's 'n plek vir die ma wat amper half altyd nie goed genoeg is vir haar gesin nie. Vir elke mamma was daar 'n plek gewees en hulle name staan opgeskryf in die Bybel. God weet van hulle. En God weet vandag van jou. En God weet van jou storie as ma. Daar's niks van jou storie wat hy nie weet nie. En vandag eer ons die Here vir die ma's hier tussen ons, vir elke mamma, jong mamma, ou mamma. Mamma's in wonderlike gelukkige gesinne, mamma's in gebroke gesinne. Mamma's met wie dit baie goed gaan, mamma's wat op die oomblik deur moeilike tye gaan. Ons eer die Here vir elke mamma. En ons gebed vandag is dat die Here elke ma ryklik sal seën. Mag julle mans en julle kinders vir julle groot vreugde bring. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in hierdie eenvoudige verhaaltjies van die Bybel ietsie sien van ons eie samelewing. Here, partykeer dan dink ons dat almal in die Bybel was maar net gelukkig en almal se dinge het uitgewerk en die lewe was net altyd mooi vir almal. Maar dankie dat ons sien dat die Bybel is gebou op stories van gewone mense. Mense soos ons, mense wat in hulle huis partykeer sukkel met goeders. Mense met seer, mense met verliese, mense met mislukking. Here, en dat ons in dit alles ietsie kan sien van ons eie lewens. En dankie dat U vandag vir ons sê dat elkeen van hierdie mamma's in die Bybel was vir U so kosbaar, dat hulle storie opgeskryf is in die Bybel, in U storie, deel is van U storie. En vandag wil ons net sê dat al kan ons dit nie nou sien nie, weet ons dat elke mamma hier se storie is deel van U storie, is deel van hierdie gemeente, is deel van die kerk van Jesus Christus, is deel van U koninkryk. Here, en ons gee vandag net weer al die vrouens vir U, al die mammas, en ons vra Here dat U vir hulle sal koester, dat U vir hulle sal vashou, dat U hulle seer sal wegvat, dat U vir elke mamma wat alleen is, iemand sal gee, dat U vir elke mamma wat misluk voel, sommer net sal gee dat sy haar eie waarde sal ontdek. Ons bid seën elke mamma in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons gaan 'n laaste lied sing. En dis 'n baie mooi lied wat sê liefde bring verandering. Ons sing oor die liefde vandag, ons sing oor God se liefde, ouers se liefde, mans en vrouens, pa's en ma's. Kom ons staan en ons sing hierdie mooi lied wat sê liefde bring verandering.
Vriende, ons gaan nie vandag die seënbede sing nie, ons gaan vir die Here se seën bid en terwyl ons uitstap luister ons net na die mooi musiek en dankie vir Lucinda en Japie en die span, Rita, almal wat gehelp het. En ek hoop dat elkeen van julle 'n baie mooi geseënde dag gaan hê. Net hierdie prentjie wys, enjoy God's blessings. Partykeer dan sê ons Here seën ons en ons wag vir die seën van die Here. En partykeer as ons om ons rondkyk en ons sien die huweliksmaat wat die Here vir ons gegee het en die kinders of die huis of die mooi omgewing of die mense in die kerk of die vriende, dan wil ons eintlik sê Here, ek het klaar al die seëninge ontvang. Help my met raak te sien. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir al die seën wat U vir ons gee. Dankie dat ons leef uit U seën. En ons vra vandag dat U nooit sal ophou om ons te seën nie. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Papa Vader en die teenwoordigheid, die troos, die krag van die Heilige Gees by elkeen van ons wees en bly. Amen.